Ja, môre julle. Ons is hier so rustig. Ons dag 1 is klaar geduik en ek wil 'n bietjie sê hoe dit was en waar wat hoe. Ons het oggend vroeg bymekaar gekom 20 voor 6, daar het 'n skeldboot uitgegaan area 1 toe. En daar was ek het toe met Sean gepraat en ek het vir hom gesê maar ek sal area 2 gaan skeld. Hy het gesê hy sal saamkom. En toe het ons die oggend gelunch en daar was 'n bietjie technical difficulties van sy kant af, so hy kon toe nie saam skeld nie. Toe het hy vir Johan Boshoff gevra om saam met my te gaan. En ek en Johan het gaan skeld en daar was toe 'n ander boot ook met 2 duikers. En ons het toe saam afgeduik bodem toe en saam gaan kyk hoe die visibility is. Ek het dit van die begin af in die vlak gaan doen. Ons het so 12 meter geduik die eerste duik. Ons het 8 meter bo gehad, was baie skoon. Onder op die bodem 3 meter visibility. Toe is dit bietjie sanderig omdat daar groot swelle gehardloop het. En toe het ons daarna so 20 meter, 18 tot 22 meter water toe geskuif. Daar duik gedoen. En weer eens bo was 12 meter visibility. En onder het ons so 8, 9 meter, ja, dit kan nie mooi onthou nie, maar ek dink ons het so 6 tot 7 meter gehad omtrent. En ja, toe die call teruggekom, Karl Werner, Gerard Vosloo, die kapteine het gehardloop, en ek het vir JP gestuur van Boland, so hoe dit werk is, elke provinsie moet 'n span, of moet iemand stuur om te gaan skeld, verkieslik die kapteine, want hulle het die meeste ondervinding in die goed. Ek het net ander goedjies wat ek moes doen. Ek moes my boot help launch, maak seker my boot is veilig. En toe het ek vir JP gevra, maar as hy saam met Vosloo kan gaan asseblief, dat ek die boot kan launch en my goedjies seker maak dis reg en seker maak alles gaan reg. En toe sê hy ja, die enige tyd hy sal help daarmee. En ja, toe die report teruggekom, hulle het 6 meter visibility in area 1 gehad en die kapteine van die ander provinsies en JP was saam. Hulle het dit aangekol toe area 1. Ek het toe gesê maar area 2 is ook skoon en obviously die kapteine se call teruggekom en hulle het druk vir area 1. So die kondisies maak nie saak nie, almal is in dieselfde kam geskeer. So dag 1 het ons daai kant geduik. Ons het ek het so 6-7 meter visibility op 'n stadium en toe ons weer kyk, het ons sekere plekke op 25 meter, het ons 5-6 meter visibility. En so halfuur voor die wat gebeur het, toe radio ek in en ek vra vir Sean en ek vra vir almal kan hoor, ons almal is op 72, ons is radio's, die VHF radio op die boot. En ek radio toe in en ek vra vir hulle, maar luister julle, dink julle dis nog veilig om te duik, want in my oë is dit 'n groot safety issue as iemand seer kry of iets. Almal teken liabilities en goed, maar ons het by vorige captains meeting in die boardroom gesê, maar jy weet by Europe African Champs was daar 'n groot geval gewees en daar's 'n klomp investigations aan die gang en goedjies. So ons wil by alle terms dit verhoed. En ja, so het ek in geradio gevra vir hulle, luister julle dink julle is nog veilig, want dis 5 meter visibility en ek was op 30 meter deur 2 Zambesies rondgejaag op die bodem. Ek het een gehad wat van voor af gekom het en my kom circle het en ek hou hom met die speargun. En toe ek links kyk, toe sien ek my is nog een wat my circle ook en ek kan nie veel doen nie want ek het net een speargun. En eventually op die bodem gebly lê dat hulle nie geïntimidate voel of jy weet, dat ek nie opgaan nie, want daai jag van onder. En net hulle dopgehou wat hulle maak en dat hulle my sirkel. En toe obviously toe my asem 'n bietjie meer begin opraak en goed en ek is nou op die bodem en hulle kon na my uitkyk. Toe het ek stadig van die bodem af opgeswem en hulle dopgehou obviously as hulle my volg of nie. En ja, so toe het ons aanhou duik. Sean het my toe gesê ja, maar die een area, net die een stukkie by Amanzimtoti in die vlak het 8 meter, so die kompetisie gaan aanhou. En ja, dis die call gewees, so dit is die call. Ons het die dag goed geëindig, ons het 'n klomp vis geskiet. Ek het geëindig met 8 spesies. Goeie dag gehad. Ek het vir mooi vis gekry. Het was 'n baie moeilike dag, die water visibility was bitter sleg. So dit is moeilik om af te swem na jou grotte en jou gate toe as jy nie presies kan sien waar dit is, as jy dit nie mooi presies gemerk het voor die tyd en geskeld het nie.
As die water skoner is dit bietjie makliker want jy kan bietjie van bo af sien waar lê die struktuur en waar is die pocket vis. So in die vuil water kan jy nie die pocket vis sien nie. So dit maak dit bietjie moeiliker. Maar ja, ons het 'n goeie dag gehad. Dit was dag 1 en ons almal is veilig.